Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Die tuin van Getsemane was 'n bekende plek vir Jesus en sy disippels. Dit was 'n plek waar hulle gereeld gegaan het om af te sonder en te bid. Daarom het Judas die nag wat hy Jesus sou verraai, ook presies geweet waarom Jesus te kry. Maar in daardie nag van sy grootste beproewing, sê die skrif iets interessant. Markus 14 vers 35 sê, en toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val hy op die grond en bid dat, as dit moontlik was, die uur by hom sou verbygaan. Jesus het 'n bietjie verder gegaan as wat hulle gewoonlik gedoen het. En dit mag dalk na iets kleins lyk, maar dit bevat 'n kragtige waarheid vir ons lewens. Jy sien, soms kom jou deurbraak of daardie spesiale ontmoeting met God wanneer jy verder gaan as wat jy mee gemaklik is of wat jy gewoond is. Jesus het net 'n klipgooi verder geloop as waar hy gewoonlik gestop het. En op daardie plek het hy sy hart vir die Vader uitgestort. Vers 36 sê, en hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir U moontlik. Neem hierdie beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat U wil. Om 'n bietjie verder te gaan vir my en jou, kan beteken om verby jou gemaksone te beweeg en God te aanbid, al voel jy nie lus nie. Om te vergewe wanneer dit makliker sou wees om net eerder verbitter te bly. En om geloof te kies wanneer twyfel jou oorweldig. Daardie bietjie verder is dikwels waar jy God op die kragtigste manier ontmoet. En wat roep God jou vandag om 'n bietjie verder te gaan as wat jy gewoond en gemaklik mee is? Moenie in 'n plek van gemak vertoef wanneer hy jou verder roep nie. Soos Jesus, gaan 'n bietjie verder, want dit is waar God jou sal ontmoet. Om uit jou gemaksone te beweeg is nie altyd maklik nie. Maar dit is beslis die moeite werd, want dit is daar waar God sy wil en krag in jou lewe openbaar. Here, gee my die moed om verder te gaan as wat ek gemaklik mee voel en help my om die volgende stap van geloof in my lewe te neem. Leer my om my wil ten volle aan U wil oor te gee. In Jesus naam bid ek dit. Amen.